Welkom terug by die groot ontbyt. Die sosiale media strateeg, lekker titel, en entrepreneur, Margriet Groenewald kuier vanmôre by ons. Ons praat bietjie oor besighede en individue wat sosiale media gebruik, wat dalk so bietjie ekstra inkomste kan beteken. Goeiemôre, hoe gaan dit? Goeiemôre, heerlik om hier by julle te wees. En 'n lekker onderwerp om oor te gesels. Dit is inderdaad, ons is in die tyd van sosiale media, dis nou maar hoe dit is. Margriet, kom ons praat 'n bietjie oor hoekom sal mense as besighede, hoekom sal besighede nie sosiale media wil gebruik nie? Wat dit kan mos nie sin maak nie. Dit kan nie sin maak nie, want as jy sosiale media gebruik, gaan meer mense van jou weet. So hoekom wil jy hierdie goeie produk, goeie besigheid hê, maar niemand weet daarvan nie? Maar weet jy wat is die probleem, Peer? Dis moeilik vir mense om op sosiale media te gaan. En 'n ander ding is hulle weet nie altyd wat om te sê nie. Hoe moet ek dit doen? Ek weet nie. Ja, ek het nou nogal gaan kyk na julle twee se sosiale media. O, genigtig. Okay. Hier kom dit. En al wat jy moet doen is om net meer te deel. Soos jou opinies, goed wat jy weet. Eerstens julle doen reeds goed. Ek meen julle is ten minste op sosiale media. Ja. Onthou ek is ouer, nee. Wow. Dit is nie 'n verskoning nie. Een van my studente is 63 en haar video's kry oor 1 miljoen views. En ek het nou die dag 'n tannie gehad van 69 wat ook begin het net praatvideo's en sy het so viral gegaan dat Jacaranda haar gebel het en sy toe onderhoud daar gehad het. So die punt is, jy moet onthou, sosiale media is nie soos om TV te wees wat 'n bietjie perfek is nie. Dis meer gemaklik en soos jy wat 'n komediant is, jy kan elke dag 'n kort stukkie deel wat snaaks is. My mens, waar gaan ek tyd daarvoor kry? Ja, almal het 24 ure in die dag. Ja. Weet jy wat is die probleem? Wanneer jy die waarde begin sien daarin. As ek vir jou sê, Peer, maar hoe gaan 'n ekstra paar randjies hier in jou sak lyk, gaan jy dan tyd maak? Ja, maar okay, maar nou, 'n mens moet ook vir mense sê, waar is die connection tussen, die verbinding tussen sosiale media plaas en die inkomste maak daaruit. Hoe maak mense inkomste uit so iets? Ja, so die platform gaan nie noodwendig vir jou betaal nie en daar is gevalle wat dit is, maar dit is glad nie. Dit gaan oor dit wat jy het om te bied. So, dit kan byvoorbeeld wees deur brand deal. So as ons nou kyk wat gebeur in Amerika en Australië, daar is boere wat meer verdien uit hulle sosiale media as hulle boerdery. Byvoorbeeld daar's 'n boer in Amerika, so omdat hy so sigbaar is, onthou mense se aandag is nou daar. En wanneer jy mense se aandag het, is dit geld. So in sy geval is 'n maatskappy met groot trekkers wat groen is, hulle sal hom natuurlik gebruik om te praat oor die trekkers. Okay, 'n ander manier is as besigheidseienaar. As jy daar is op sosiale media, dan begin mense jou ken en hulle vertrou jou. Dis presies soos die rede hoekom sal mense op TV gaan praat of op radio, sodat mense kan sien maar jy is eintlik 'n ekspert in jou gebied. En dis dieselfde. So in die verlede het ons net tradisionele media gehad en nou en slegs die mense wat dit kon bekostig, soos die Coca-Cola's kon dit doen. Maar nou het ons sosiale media, so dis in ons hande en as ons kyk om ons hoeveel duisende mense het hulle lewens al verander met sosiale media. So om terug te kom om jou vraag te beantwoord is, as jy sigbaar is, skep dit geleenthede. Okay? En wat volg geleenthede? Geld. Hoekom sal 'n professionele persoon soos 'n dokter of ietsie, hoekom moet hulle op sosiale media wees? Dis 'n interessante vraag, want vandag praat ek spesifiek met dieetkundiges. Nou vir al professionele mense voel, ek is professioneel, dit gaan vir my laat minder professioneel lyk. Maar die ding is, waartoe gaan ons om inligting te kry? So wat gebeur het veral met die dieetkundiges is, hulle het bietjie agtergebly soos die meeste professionele, maar in hulle geval, wie het daai gaping kom vul? Want kyk, mense is 24 uur aanlyn 'n dag. So daar moet inhoud geskep word. So wat toe gebeur het is enige Jan Rap en sy maat wat vir jou wil vertel van gewigverlies of hulle die kennis het of nie, het daai gaping gaan vul. En nou daai mense wat nie geswat het nie, wat nie hulle graad het nie, maak meer geld. Ek meen daar is wat ons noem health influencers wat ongelooflik baie geld maak deur byvoorbeeld en veral professionele mense kan aanlyn kursusse hê. So dieetkundige, selfs dokters, fisioterapeute, arbeidsterapeute.
So hulle verkoop hulle tyd. So wat wil ons nou doen? Sê nee, laat ek 'n aanlyn programmetjie hê vir dalk goedkoop of 'n membership wat mense 'n maandeliks betaal en dan kan ek so daai inkomste verdien. Sake-eienaars byvoorbeeld, as jy nou nie 'n influencer wil wees nie, dis ook 'n gelaaide woord 'n influencer wat ek soms voorgril. Maar as 'n mens nie 'n influencer is, maar jy het 'n besigheid. Mense Google deesdae omtrent alles. As jy wil weet waar kan ek 'n papband op my kar regmaak, dan Google jy 'n tire service near me. Hoe werk sosiale media vir besighede beter? Presies dieselfde. Weereens, moenie sosiale media gebruik as 'n advertensiebord nie. So daar's twee dele Nee. van sosiale media. Nee, glad nie, Peer. Jy moet dit gebruik, jou soos ons sê organic wat jy post, moet interessant wees. Jy moet waarde gee. Dan is daar ook wat ons noem betaalde advertensies. Daarmee help ek ook. So as jy die een kant gebruik jy om jou handelsmerk te bou, want ons weet wat doen 'n sterk handelsmerk. So ek vra nie vir mense om influencers te raak nie. Wat ek vir mense vra is, wees sigbaar, bou 'n handelsmerk wat mense kan vertrou. Want wat is sosiale media eintlik? Dit is 'n digitale weergawe van jou reputasie. So sosiale media is word of mouth on steroids. Dis 'n digitale weergawe van wie jy is. So mense moet eintlik nie weet of het ek jou in regte lewe gesien of op sosiale media nie. So jy sal byvoorbeeld nooit sien dat ek op my sosiale media gaan sê, mensies, ek het 'n werkswinkel, kom deel, jy weet, soos betaal daarvoor nie. Ek sal net inhoud deel wat interessant is, want as dit interessant is, gaan mense daarna kyk. Wat gebeur met daai plasings wat ons maak, wat net 'n verkope plasing is? Die algoritme gaan dit vir niemand wys nie. En mense is moeg vir dit. Mense is moeg vir mense wat goed verkoop, blaatant. Ja. Mense wil eerlikheid hê. Ja. Absoluut. Dink jy mense kan te veel goeders plaas op jou sosiale media? Glad nie. Dis so 'n goeie vraag. Glad nie. Weet jy hoekom? Ja? Baie mense is bang daarvoor. Jy kan nie te veel goed plaas nie, want nommer 1, daar is 'n eindlose hoeveelheid inhoud wat geskep moet word. As ons kyk wat is sosiale media. Dit is 'n gratis platform waar inhoud geskep word. Hulle betaal nie vir die inhoud wat geskep word nie en inhoud wat gebruik word, so ons as die gebruiker. So hoe meer inhoud daar is, hoe langer kan hulle die gebruiker op die platform hou. So die algoritme sal sê, ek gaan nou kyk na al die inhoud wat goed is. Byvoorbeeld so Peer, as jy oulike snaakse videoetjies opsit, nee, want jy is mos 'n komediant, gaan mense lag, hulle gaan dit deel. Die goedjies wat jy weet, mense laat voel, net lekker laat voel. En jy wat so energiek is, miskien 'n vinnige motiveringsdingetjie of wat het ek, jy weet, vandag geleer van die gaste wat ek hier gehad het. Daai is die tipe goed wat mense wil deel en wat hulle sommer laat lekker voel. So ons sosiale media moet altyd waarde gee vir iemand anders. Nou, So net om terug te kom, nee, jy kan nie te veel plaas nie, want die algoritme gaan net jou inhoud wys vir mense wat dit wil sien. So as ek nou te veel gesien het van jou, die algoritme weet dit, hy gaan nie vir my nog wys nie. Okay. Maar as ek wel jou inhoud wil sien, wil ek nog en nog en nog van dit sien. Sou jy sê, as jy nou byvoorbeeld, as jy nou 'n video plaas of wat ook al, en dit kry baie negatiewe kommentaar, sal jy voorstel mens verwyder dit? Nee. Okay. Weet jy wat? Dis Ja? die wonderlikste ding as jy Ja? dan kom waar jy negatiewe kommentaar kry. Okay. Want dit beteken jy het iets reg gedoen. Oh. Ja. En mense is altyd bang vir negatiewe kommentaar en ek weet nou baie keer met besighede. So daar is gevalle waar mense sal sê, okay, haal dit af. Die punt is, jy het 'n opinie tog in die lewe en jy het jy wil nie net so, jy's nie net soos 'n reguitlyn nie, jou besigheid ook nie. Jou besigheid is daar om sekere mense te dien, maar daar's sekere mense wat jy asseblief moenie kom na my toe nie. Jy weet soos mense is nie daar vir almal nie. Dit is mos so. Ja, ek weet wat jy bedoel. So, jy wil standpunt inneem in die lewe as 'n besigheid en as 'n persoon. Ja. So dit beteken wanneer jy 'n plasing maak op sosiale media, kan dit negatiewe kommentaar trek en dit is goed. Onthou, almal het die reg tot 'n opinie. Ek sit baie keer plasings op wat baie keer negatiewe kommentaar kry. Ek het laas opgesit van die huishoudings hoeveel mense spandeer. Jy weet dat 100,000 nie genoeg is 'n maand nie vir 'n huishouding en sommige mense voel ja, dit is belaglik. Hulle het die reg tot daai opinie. So, wat jy moet doen is, jy moet gaan terugstaan en sê, okay, beteken dit daar's fout met my? Nee, glad nie. Dit beteken net, ek het 'n opinie gelig en ander het die reg om hulle opinie te lig.
Dis alles baie oulik en so, maar as ek net mos nou meer mense wil bereik, dan moet ek dit dalk maar in Engels doen, nê? Of Nie hoe noodwendig werk nie. Afrikaans en Engels? Glad nie. Nee. So Afrikaans, ons kyk altyd hoe kleiner sal ons sê niche het of hoe mark. Dis amper soos om te sê, jy is 'n visie in 'n visbak, né? Jy wil eerder 'n groot vis in 'n klein visbak wees as 'n klein visie in die massiewe see. En dis basies wat ons na kyk, na kleiner submarkte. Byvoorbeeld in Suid-Afrika sal ons sê Afrikaans is 'n submark. So dit maak dan dat mense hou daarvan om Afrikaanse inhoud te sien. Ek doen byvoorbeeld nie inhoud in Afrikaans nie, omdat ek kliënte het van alle tale en rasse. Ja. So dis ook 'n persoonlike keuse. Maar ek het byvoorbeeld een van my studente, 'n tannie daar in Bloemfontein wat haar goedjies verkoop en sy het vir my gesê, "My meisie, ek is Afrikaans." So sê ek vir tannie, "Jy doen jou inhoud in Afrikaans." Haar video's kry, sy het seker 3 video's wat meer as 1 miljoen views gekry het. So, jy gaan kyk na jou mark. Ja. En Afrikaans dis eintlik 'n voordeel as jy dit kan doen, want dit beteken jy gaan 'n groter visie wees in 'n kleiner bak. En dis mos wat jy wil wees. Dis Margriet, interessant. baie dankie. Swem visie, swem. Dankie dat jy by ons kom kuier dit vanmôre. Ek en Jennifer moet nou werk in ons sosiale media. Ja. Ons moet. Ja, ek gaan dit doen tussen 12 en 2 in die oggende, want dis wanneer ek tyd het. Julle sal fantasties wees en op die einde van die dag skep jy jou eie kanaal met invloed. Hier jy, ons gaan een van die dae moet bedank by hierdie program. Dat ons bietjie fokus daaraan gee. Margriet, baie dankie vir jou inspirasie. Ons gaan dit try. Dis reg, baie dankie julle. Dit was heerlik. Ek hou julle dop. Dis Margriet Groenewald. Ek hoop jy het ook so 1 of 2 tips gevang daar. Mens kan die besigheid nogal 'n besigheid maak. Dis oor sosiale media vir besighede en individue. Bietjie harder werk, dalk 'n bietjie meer fokus, maar sy slim met dit. Nou ja, as ons terugkom net vir tensie breek. Dan gesels ons bietjie oor die boeke wat jy hierdie maand by Penguin Random House kan kry.